Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend. Vandag is die 18de Maart 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle almal daaraan dat ons vanaand 'n bosberaad gaan hê en nie donderdag aand soos gewoonlik nie, maar wel vanaand, Woensdag aand, 18 Maart 2026. En die gesprek wat ek met julle gaan hê, gaan rondom die Jode van die wêreld. Want daar is baie verskillende tipe van Jode in die wêreld. Maar ek gaan daaroor gesels oor waar kom die groot beheptheid met 6 miljoen mense wat dood is. Ons ken die onlangse storie van die Holocaust, 6 miljoen is daar dood. Dan na die Eerste Wêreldoorlog was dit ook 6 miljoen, maar dit het nie eintlik pos gevat nie. En by verskeie kere vroeër in die geskiedenis het dit ook oor die 6 miljoen gegaan. Maar omdat hierdie gesprek baie sensitief is, het ek dit beperk slegs tot staatmakers en kampioene op my kanaal. Met ander woorde, die wat as ondersteuners ingeskryf is, sal moet opgradeer na staatmakers of kampioene toe om dan die gesprek te kan luister. Dit behoort baie insiggewend te wees vir baie mense en ons gaan dan vanaand daaroor praat. Heel wat mense het gevra wat beteken die vlaggie daar agter my wat nou geel is in plaas van groen. Dit is 'n kommunikasie kennisgewing wat uitgestuur word. Die groen was radiotoetse 1 keer per maand. Die geel is radiotoetse elke 14 dae. En elke lid van SBB wat die konvooie bywoon, behoort eintlik kennis te dra van die kleure. So niemand behoort my eintlik daaroor uit te vra nie. Maar ja, dit is waarvoor daai geel vlaggie daar is. Ek het ergens in verlede week het ek gelees dat daardie 153 Palestynë wat met 'n soort van 'n onwettige vlug in Suid-Afrika aangekom het, wat toe lank op die lughawe moes wag, op die vliegtuig moes wag, voordat daar vir hulle akkommodasie geskep is om van die vliegtuie af te kom, en hulle is toe in die sorg van Gift of the Givers vrygelaat. Dit klink vir my of hulle tuis gaan in een of ander hotel in Johannesburg. Maar hulle het nou amptelike vlugtelingstatus in Suid-Afrika verkry. En nou wonder 'n mens wat dit alles behels en ek het bietjie gaan opkyk daaroor. Vlugtelingstatus of die vlugtelingspermit wat aan jou uitgereik word, is dan geldig vir 'n tydperk van 4 jaar. Maar jy het die reg om te werk, om werk te soek, jy het die reg tot opvoeding en alle ander basiese regte het jy 'n reg daartoe. 'n Tipe van 'n spesiale ID-dokument word verskaf en jy kan nie gedwing word om terug te keer na jou land van oorsprong nie. En dan na 5 jaar kan hulle aansoek doen vir permanente verblyfreg en dan uit die aard van die saak burgerskap. Maar ek dink baie van hulle sal waarskynlik al burgerskap hê so binne 'n paar maande vandat hulle aangekom het, sommer 'n ID-kaart wat ergens langs 'n pad gekoop is. Nou, hulle sal seker ook nou op die een of ander wyse 'n vorm van 'n toelaag ontvang, 'n SASSA tipe toelaag ontvang om hulle in hierdie tyd te dra. En dit nogals terwyl Suid-Afrika al dieper en dieper in die moeras van probleme insak.
Ek dink die moslimprobleem in Suid-Afrika word deur baie mense glad nie as 'n probleem gesien nie. Maar dit is 'n snel groeiende krisis wat ons in die gesig staar, want baie van die vlugtelinge uit Afrika is moslems en ek dink die moslimbevolking is besig om teen 'n ewige tempo te groei. Nou, daar is altyd 'n plan as dit gaan oor oorvloedige hoeveelhede moslems wat 'n land inkom. Ons weet dat die Moslemraad reeds baie invloed selfs op regeringsvlak in Suid-Afrika het. Ons weet dat baie van die Cabo Delgado insurgensie lede is in Suid-Afrika, kom uit Suid-Afrika uit met Suid-Afrikaanse paspoorte. Ons weet dan ook dat goed opgeleides van hulle wel ook veral in Newcastle omgewing in groot hoeveelhede saamgetrek is in 'n volksrus en dan in Laudium. En 'n mens wonder oor hoekom dit so al langs die N17 af is, so asof daar 'n roete is om oopgehou te word. Hoe dit ook al sy, dis nie 'n situasie wat net eenvoudig gaan weggaan nie, maar dit is 'n situasie wat baie definitief misbruik kan word sou die tyd aanbreek om van die huidige regering ontslae te raak, soos wat daar moontlik met 'n kleurrevolusie beoog kan word. Maar die gevare wat dit vir ons as gewone mense inhou, is presies dieselfde, indien nie erger, as al die ander gevare wat ons geïdentifiseer het, soos 'n potensiële volksmoord wat uitgevoer word, of dan blindelingse strooptogte wat op ons uitgevoer word met die doel om voorrade en goed te bekom, of in die ander geval om dan ontslae te raak van die wit mense in Suid-Afrika. Moslembedreigings groei reg oor die wêreld tans, en ek dink dit groei net so hier in Suid-Afrika, dit is net vir ons minder sigbaar. Maar ons moet oplettend wees en onthou dat elke Pakistani winkel wat ons kry hier ergens, dis almal moslems, dit raak in elke dorp amper onuithoudbaar en jou tradisionele winkels sukkel om te bestaan. In 'n Afrika situasie hou dit vir die gasheerland baie voordele in, want hulle hoef nie te bekommerd te wees deur amptelike kanale vir invoere nie. Dis regte Afrika tipe ekonomie wat dan beoefen word, wat ons dan toenemend sien gebeur in Suid-Afrika. Die multimiljoene waterleweringskontrakte wat uitgereik word, terwyl dit aan die waternetwerk herstelproses bestee kon gewees het, gebeur dit nie, en het ons nou die dag gelees van 'n kontrakteur wat nie een watervragmotor beskik nie, wel 'n 34 miljoen kontrak gekry het om water aan die gemeenskap te lewer. Ek dink daardie geld gaan nie eens genoeg wees om die waterhouers mee aan te koop nie, want daar gaan niks van oor wees nie. Nou toe Pinocchio begin praat het van Afrika-ekonomie tydens die lockdown, toe hy gesê het, dis tyd dat ons Afrika-ekonomie in die land invoer en ontslae raak van westerse ekonomie of kapitalistiese ekonomie, het hy vir ons 'n baie duidelike boodskap uitgespel, wat net eenvoudig nou meer vergestald op die grond en meer sigbaar is. Vir ons as gewone inwoners is dit sleg, want ons sien dat dit bydra tot die verval van die stelsels, sabotasie van waterleweringstelsels met die doel om kontrakte vir waterlewering te kry.
dus 'n Afrika-ekonomie meerendeels aan die gang te sit in die proses. Daarom dink ek, tesame met dit wat ons nou in die wêreld sien gebeur, raak dit by die dag meer belangrik dat ons goed voorbereid is, want ergens een of ander tyd gaan die damwal bars, gaan hierdie oorgrootte, vergrote bevolkingsopposisie, om dit so uit te druk, gaan dit die wal laat breek. En dan gaan ons die slagoffers wees, as ons nie voorbereid is vir dit wat op pad is nie. Dit wat in die Midde-Ooste gebeur tans, niemand het enige probleem daarmee ingesien of die potensiële gevare daarin gesien, die implikasies vir die wêreld ingesien en dat amper elke persoon met 'n voertuig in die wêreld of selfs parafienverbruikers voel dit aan hulle sakke omdat daardie Iran binnegeval is en dit het 'n uitwerking op ons. Net so sal alles wat voortaan in Suid-Afrika verkeerd loop 'n meer direkte uitwerking op my en jou het. En daarom moet ons onsself voorberei. Daarom moet ons 'n plan hê. Daarom moet ons 'n wil hê om te oorleef in 'n slegte situasie, want as jy nie die wil het om te oorleef nie, sal jy nie oorleef nie. En as jy gaan wag vir iemand anders om vir jou 'n plan te maak, dan gaan dit ook glad nie werk nie. Is nou my foon wat hier lê. Maar goed, julle vanoggend geniet julle kondensmelk koffie en ek sien julle môre of vanaand tydens die bosberaad om 7:00 weer. Lekker dag vir julle.